Een van my gunsteling skrywers is 'n man met die naam Reggie McNeil. En ek gaan nou vir jou 'n redelike langerige stuk lees, maar dit is so selfverduidelikend, ek hoef nie veel hieroor vir jou te sê eers nie. Hy sê, mense wat koninkryksgerig leef, sien nie die lewe as verdeel in 2 kompartemente nie. Sacred and secular. Met ander woorde, geestelik aan die een kant en dan nie geestelik aan die ander kant nie. Vir hulle is elke aktiwiteit en elke verhouding 'n geleentheid om 'n seën te wees, om mense te help om God te leer ken en die lewe te geniet wat hy vir hulle in gedagte het. En wat ek nou hou van hierdie stuk wat ek nou gelees het van Reggie McNeil, hoor wat kom. Hy sê vir jou, hy sê vir my, jou woonbuurt, jou boekklub, die raadsaal, jou kantoor, die klaskamer, die gimnasium en die kerkgebou is oral plekke vir ontmoetings met God. Ons het, ek wil partykeer sê, het so verkeerd groot geword, dat ons ontmoet die Here net Sondag en net in die kerkgebou. Dit is waar die Here is. Baie keer word dit ons nog baie verkeerdelik die huis van die Here genoem ook, terwyl die Here, die Heilige Gees in elke een van ons woon. Elke een van ons is sy huis. So ons dra sy teenwoordigheid in, waarna toe ons ook al gaan. So daar is nie die sacred kant van die lewe en die secular kant van die lewe nie. Dis 'n geïntegreerde lewe, dis een lewe wat ek en jy leef. Waar? Oral. In jou woonbuurt, jou boekklub, die raadsaal, jou kantoor, die klaskamer, die gimnasium en die kerkgebou. Dit is oral waar daar ontmoetings met die Here kan en moet wees. Kom ek en jy vat hierdie uitdaging. Kom ons gaan leef Jesus oral in ons lewens en in hierdie wêreld. Sterkte daarmee en heerlike dag vir jou.